Geliefde gemeente, mag hierdie erediens as 'n godsontmoeting jou opnuut inspireer vir alles wat die Here in sy raad vir jou beplan het vir die nuwe week, wat ons reeds kon binnegaan. Vir nuwe lidmate en gaste moontlik saam met ons, u is ook meer as welkom. 'n besondere, 'n spesiale woord van welkom aan Willemien Skoombi, wat in die afwesigheid van Huip Verhoef vir ons as orgelis optree. Ons ken haar goed en ons verwelkom haar hartlik in die midde van die gemeente. Dan wil ek ook net vra of Bertus van Duyk en sy kinders in die erediens is dalk, moontlik. Daar, Bertus. Ons sê vir Bertus van Duyk en vir Ivan en Abigail, is hulle saam met jou? Nee, hier nie. Baie welkom, Bertus. Julle mag om Christus wil saam met ons aanbid en ons hoop julle voel veilig en gemaklik saam met ons. Baie welkom. Die ander notas sal ek na afloop van die erediens aan u voorhou. Jy kyk, as jy mens so op jou oupa afpyl, is dit daarom net ook weer 'n sigbare vergestalting van die verbondsgenade van ons Here. In ons toetrede tot die troon van genade van ons Here gaan ons 2 liedere saam sing terwyl ons bly sit uit die liedskat van die kerke, en baie spesifiek lied 563, strofe 2 en 3, en daarna spontaan lied 308, strofe 1 en 3, en daarna die wotum en die seëngroet van ons Here.
voor die aangesig van die Here in sy almag, en dan sê u en ek volg hom waar hy gaan, ek hou op sy pad en ek draai nie af nie. Sy bevele verontagsaam ek nie. Ek heg meer waarde aan sy woorde as aan my eie begeertes. Die woorde van Job en vanoggend een my woord. En daarom, geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, onze Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here met Psalm 100, die Tosius beruiming, al 4 die strofes, en ek nooi u om saam met my te staan as ons dit sing. As dit vir u moeilik is om op te staan, bly rustig sit. Nadat ons hierdie loflied van harte gesing het, kan almal weer hulle sitplek inneem. Psalm 100. Wat 'n voorreg, broer en suster, kinders, jong mense, om belydenis van 'n mens se geloof te kan doen. Die apostoliese geloofsbelydenis ingedra oor die tyd in u en my hart vanoggend. Spontaan nadat ons geloof bely het, sing ons skrifberuiming 17:2, strofe 1 en 4. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Maar ek glo in hom, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here laat sy wet in ons midde afkondig. En voor ons na die afkondiging luister ons na wat die Here Jesus in Matteus 5 gesê het. Laat jou lig so voor die mense skyn, sodat hulle jou goeie werke kan sien en jou Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Om te blaai na Exodus 20 en die afkondiging vanoggend uit die 2020 Afrikaanse vertaling. En spontaan, nadat ons die Here se wet gehoor het, Skrifbreuming 14:1, strofe 1 en 3, en daarna kniel ons in gebed. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag, deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere, jou vreemdeling wat by jou is nie.
Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en sy slavinne, sy beeste en sy donkies nie. Of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Kom ons bid saam. Wat 'n genade, Vader in die hemel, om te weet U sien ons raak, hier saam in die woning, met U naam op ons lippe, met blydskap, omdat U God is en niemand meer. Ons rots, ons bergvesting, ons Vader. U wat heers in die grootheid en in die almag, U wat regeer. U wat die son laat opkom en die son laat ondergaan, U wat die seisoen bring, een na die ander. U wat ons ken, ons behoeftes ken, ons harte, diep in die binnekant, waar ons dink en uiteindelik doen. Ons buig diep en laag
voor U. En pleit om Jesus Christus ontwil dat U deur hierdie erediens elkeen teenwoordig, groot en klein, oud en jonk, ryk en arm, sal aanraak deur U Gees, sal aanspreek, sal bedien. Met die brood wat lewe gee, U woord. Ons pleit om U genade as ons saam is in U woning. Ons pleit dat U ons daartoe in staat sal stel om regtig te luister, regtig aandag te gee, as het ware, Here God, af te skakel van die drukgang van die week wat verby is en al die opdraandes van die week wat wag. By die oase van genade te kan sit. Dan kan elkeen teenwoordig. Dan kan baie lidmate wat nog net vakansie is. En as die vakansie uitloop, Here, bring hulle op U tyd veilig terug. Groot mens en kind, almal saam. Here God, vat ons elkeen aan die hand en lei ons waar ons reispad gaan. Saam die ruwe rotse rande, saam die gelykpad. Saam, end uit, met ons elkeen bemoeienis maak. Here God, ons pleit om Christus Jesus ontwil, dat U ons sonde skuld nie sal toereken nie, ons asof in die skadu van die kruis van Golgotha, en dan pleit ons, vergewe ons kortsigtigheid, vergewe ons as ons onnadenkend belangrike dinge vergeet, vergewe ons louheid en laksheid. Vergewe, Here, so baie keer as ons tong so skerp is, as ons so vinnig kwaad word, as ons so vinnig moedeloos word. Ons sonde en ongeregtigheid skeld ons dit kwyt. So bid ons saam in die naam van ons koning, Jesus Christus, die Here. Amen. Die Here kom aan die woord deur die skriflesing, broer en suster, deur sy Gees en woord hier teenwoordig, maar voor ons uit die Here se woord saam lees, Psalm 119, strofe 22, daarna die skriflesing en spontaan na die skriflesing, skrifruiming 14:3, se 4de strofe.
Ons luister na die Here se stem, die Here se woord, sy woorde uit die 2020 vertaling Filippense 4, vers 2 tot en met 9. Met as fokusverse vers 2 tot die eerste gedeelte van vers 6. En nadat ons dit gelees het en die Here gehoor het, Skrifruiming 14:3. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om in die Here eensgesind te wees. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medewerkers wie se name in die boekrol van die lewe staan. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie. Maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand en begrip oortref, sal in Christus Jesus julle harte en gedagtes daaroor waak. Verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen. En die God van vrede sal met julle wees. Die tekstthema, geliefdes, Christen wees, met altyd deur blydskap in die Here. Geliefde gemeente van ons Here, Jesus Christus, hoe gaan dit deesdae met u geestelike lewe? Wat sou u onmiddellike antwoord wees as ek nou vir elkeen van u sou kon vra? Sê, staan 'n oomblik op, sê vir my, hoe gaan dit met u geestelike lewe?
Dink 'n bietjie. Mag ek so vra? As ek vra, natuurlik vir myself eerste, en dan vir u, hoe gaan dit deesdae met die geestelike lewe, dan vra ek nie, lees jy gereeld Bybel, het jy stilte tyd, bid jy gereeld, wag eers, ons is nog nie daar nie, dis belangrike goed, maar dis nie wat ek vra nie. Mag ek so vra, groei u liefde vir die almagtige, lewende God. Dis wat ek vra. Groei u liefde vir die Here. Hoe gaan dit met u geestelike lewe? En mag ek sê, om duidelikheid te kry oor wat 'n mens se geestelike lewe behels, is geen geringe saak nie. Inteendeel, dis 'n saak van lewe of dood vir u siel. En 'n mens se geestelike lewe, wat dit behels, ek het pas iets daaroor gesê, behels baie meer as stilte tyd, en elke dag bid, en getrou Bybel lees, en byna nooit 'n erediens mis nie, en die juweelouderling is, en die spogdiaken, en die dominee. Veel meer is dit. Die dinge wat ek gesê het is natuurlik belangrik. Maar mag ek sê, wees versigtig vir selftevrede en selfvoldaan optree, want dit gaan goed met my geestelike lewe, want ek het die Bybel al 20 keer deur gelees. Werk nie so nie. Het gaan goed met my geestelike lewe, want, en dan noem ons 'n klomp dinge. Hoekom sê ek wat ek pas gesê het? Broer en suster, want ek wil sê, en ek sê dit met hartseer, hoeveel mense wat die Here nie ken soos u en ek hom ken nie, word deur ongevoelige, stroewe, dodelik siellose, ontevrede Christene afgestoot. Hoeveel mense? Want dit ontbreek so baie maal in Christene se lewe aan die gesonde sprankel wat voortspruit uit 'n gebalanseerde lewenskragtigheid met die vryheid van God se liefdevolle gesag waarmee ons lewe. Hoe gaan dit deesdae met u geestelike lewe? En vir u en my antwoord met Filippense 4 vers 2 tot 6 voor die Here te kan kom staan.
In die verse waarvan Filippense 4 vers 4 sekerlik die bekendste is, gaan dit uit en uit in vers 2 tot 6 vir Paulus onder leiding van die Heilige Gees oor, hoor mooi, maak seker dat u hart en gemoed instel vir wat ek nou gaan sê. Dit gaan hier vir Paulus onder leiding van die Heilige Gees oor geestelike stabiliteit. Stabiliteit, wat beteken dit? Standvastig, ewewigtig, daar's balans, 'n fermheid van Christelike karakter. Is daar geestelike stabiliteit in u lewe? Vers 2 tot 6 van Filippense, die boek van die apostel Paulus in die Nuwe Testament, wat een van die juwele van die Godsopenbaring is. Dis steeds relevant en toepaslik vir ons elkeen. En hou 'n gedagte, toe Paulus hierdie brief geskryf het, was dit in tye van een van die donkerste tye van sy lewe, in 'n tyd waarin hy na regte kon sê, moenie nou vir my vra, hoe gaan dit met my geestelike lewe nie, ek is in die tronk. Ek gaan swaar. Ek sukkel. Paulus, bid jy? Waarvan praat jy? Daar's nie tyd nie. Ek sit in 'n muwe sel in Rome en ek sit onskuldig daar. Maar hy skryf oor geestelike stabiliteit. Ons sou dink sy geestelike lewe was in 'n warboel. Hy's toegesluit. En die feit dat hy opgesluit is in die tronk, laat hom dink, is dit nie die einde van my lewe nie. Sien nie wat bedoel ek met geestelike stabiliteit? Hoe gaan dit met die geestelike lewe? Want broer en suster, ons geestelike lewe vier hoogtyd as dit goed gaan. As dinge klop. Maar oorweer, as ek in die modderwater van die lewe is, dan is ek soos 'n vierhoutjie boksie op die oseaan. Hoe gaan dit met die geestelike lewe? En kom ons kyk na die verse wat die Here aan ons deurgegee het vanoggend, vers 2 en 3. Geestelike stabiliteit, my broer en suster, liewe gemeente, en eensgesindheid loop hand aan hand. Dis die twee kante van dieselfde muntstuk. En daarom wil Paulus sê, geestelike stabiliteit word deur risies ondermyn. Die risie tussen Euodia en Syntyche, hulle is met mekaar aan die stryd.
twis en tweedrag. Stryd. Vandag nog. En daar's niks wat 'n mens se geestelike lewe so ondermyn as wanneer jy al ewig aan die veg is. Ook in die kerk. Onder leiding van God se Gees sê Paulus, as die gemeente daar en ons vanoggend wil hê dit moet goed gaan met ons geestelike lewe, dan sê hy, begrawe die strydbuil. Begrawe die strydbuil. Hoekom? Want dit is nie bevorderlik vir 'n mens se geestelike lewe nie. En dan vers 4, geestelike stabiliteit en blydskap. My broer en suster, opregte blydskap, geanker in Jesus Christus en die wete dat hy altyd naby is. Blydskap wat voortvloei uit wat Christus vir u en my gedoen het. 'n Blydskap wat ons in die geloof moet laat dans, dag in, dag uit. Hierdie blydskap is aansteeklik. Is my altyd so kostelik. En ek doen dit self, as ek vir 'n lidmaat vra, goeiemôre, hoe gaan dit? Niks om oor te kla nie. Of arm maar darm. Of as 'n medegelowige, as jy vra, hoe gaan dit? Vir jou sê, die Here is deur sy Gees vir my so goed, dan skrik ons dood. Hier's 'n fout met hierdie mens. Gereformeerde mens praat nie so nie. Dis nie waar nie. Broer en suster, God en vreugde is met mekaar verweef. Volkome blydskap wat by 'n mens se omstandighede verbykyk, soos Paulus in die tronk. En wat raak sien? Die Here raak sien. Het die lewe vir u 'n tronk geword en daarom kan jy dalk sê, dit gaan nie goed met my geestelike lewe nie. Ek is gedaan. Uitbranding is deel van my lewe. Ek is permanent gespanne. Wat ek verstaan, maar die Here sê, verbly jou in my. Elke dag aan mekaar, sonder ophou, bly te wees, omdat ek die Here ken. Hoe gaan dit met die geestelike lewe? En nou in hakkies, geliefde gemeente, iets wat ek vir die voorbereiding vir vanoggend raak gelees het, en ek het eers gedink, nee, laat dit weg. Maar ek moet dit sê. Oor blydskap en ons geestelike stabiliteit.
Ek lees raak van 'n broeder in 'n gemeente van die Here. Daar word oor die broeder vertel, hoor hoe mooi, ironies, hy het die kuns verstaan om eilande vol slegte nuus in oseane vol geluk te ontdek. Kan ek dit weer sê? Hy het die kuns verstaan om eilande vol slegte nuus in oseane vol geluk te ontdek. Daar word oor die broeder geskryf en die outeur van die boek sê hy sou altyd 'n wolk vind waarander die son sien skyn. En nou die volgende, en dit het my opgeval. Ek het dit oor en oor en oor gelees. Kla was sy moedertaal. Is dit nie mooi nie? Kla was sy moedertaal. En die ironie, dit was deel van hierdie broeder se lewe, alhoewel hy sy lewe lank 'n sitplekkie in die kerk gehad het. Desondanks was hy nooit gelukkig nie. En u? Nooit gelukkig nie. Vreugdeloos, altyd aan die kla en kritiseer. Met die Bybel onder sy arm. Hoe werk dit? En nou skryf die outeur in die boek wat ek lees, en hierdie man se siel het elke jaar 'n bietjie kleiner gekrimp. Blydskap. U sien, dis die genadegawe van kind van God wees. Dis die geestelik stabiele mens wat deur hierdie stikkende lewe kom. Maar kyk 'n bietjie mooi, vers 5, geestelike lewe en inskikkelik of vriendelik wees teenoor alle mense gaan ook hand aan hand. U sien, dis hoe dit sigbaar word, hoe dit met 'n mens se geestelike lewe gaan. Inskikkelik. Die beste vertaling vir die oorspronklike woord is wees genadevol. En daarom, broer en suster, die mens met wie dit geestelik goed gaan, is buigsaam. Dis die mens wat weet voor die aangesig van die Here, dis nie net my standpunt wat tel nie. Buigsaam, redelik, bedagsaam, goedhartig, vriendelik. Baie belangrik met betrekking tot 'n mens se geestelike lewe. En die rede waarom u en ek inskikkelik moet wees, is omdat die Here naby is. Daarom moet 'n mens naby hom lewe. U sien, as ek vra, hoe gaan dit met u geestelike lewe, dan
dan sê die teoloog, en ek wil u daarin lei, u en ek moet kan antwoord, coram Deo, voor God is ek elke sekond. Dan gaan dit goed. Want hy is naby. Elke oomblik in die teenwoordigheid van die Here, dan gaan dit goed met 'n mens se geestelike lewe. Coram Deo. Hier in die kerk, in die erediens, voor God. In die verkeer, môre, voor God. Dan gaan dit goed. Want, mag ek sê as jy my nou nie wil glo nie, kyk 'n bietjie na vers 6a. As 'n mens voor God lewe, hoef jy oor niks besorg te wees nie. Dit staan daar. Want, of, as ek mag, hoekom? 'n bekommerde mens, broer en suster, leef nie, en nou is ek skerp, en dit geld myself, 'n bekommerde mens leef nie asof die Here naby is. Verstaan nie die krag van die evangelie. En terug kan jy sê, Pieter, ek is so besorgd. Ek het nie werk nie, of in die besigheid kom aan die werk in nie. My vrou is dodelik siek, my man. My pa is dood, is nou net ek. Hoe ek môre die baas of die kantoor gaan hanteer, weet gemens. Alles word van my verwag, ek kan nie meer nie. En hier vra, hoe gaan dit met my geestelike lewe? Ek is so besig om liggaam en siel bymekaar te hou. My Bybel se buitekant het stof op. Want as ek vanaand by die huis kom, val ek voor die televisie neer en raak tydens die nuus aan die slaap. Een bekommerde mens leef nie asof die Here naby is nie. En moenie vergeet, Paulus is agter tralies as hy vers 6 neerpen. En hoe kry hy dit reg om hierdie verse en vers 6 neer te pen? Omdat sy geestelike lewe was om Christus wil in orde. Ek gaan lees 'n bietjie na. Hoe het 'n Romeinse tronksel gelyk? Dis een stuk bekommernis. Maar Paulus is oor niks bekommerd nie. Want die tronksel is gevul met die teenwoordigheid
van sy God. Geliefdes, hoe gaan dit deesdae met u geestelike lewe? Amen. Ons gaan saam bid, liewe gemeente, deur Skrifbereiding 10:2, bidend as ons dankgebed saam te sing. Kom ons doen dit voor die aangesig van ons Here, Skrifbereiding 10:2. Liewe gemeente, die volgende afkondigings, naas dit wat in die nuusbrief verskyn het Vrydag. Die voorbidding steeds te vra vir broeder Pieter Hertzog en André Viljoen, wat ons aan die gemeente voorhou om ons ouderlinge te dien. Daar word nie tee en koffie, omdat dit vakansietyd is, bedien nie, ook nie 'n aandediens vanaand nie. Hartlik geluk aan al die lidmate wat in die tydsgeleef 12 tot 18 Julie 2026 hulle verjaarsdag herdenk. Mag dit vir u 'n vreugdevolle dag wees. As u 'n dankoffergawe by die deure wil afdra, kan afdra ooreenkomstig die seën wat die Here materieel in u lewe gee, word dit afgesonder vir die GKSA Sustentasiefondse. Sustentasie is 'n woord wat beteken hulp, en die geld wat in die kerkverband ingesamel word by wyse van hierdie offergawes word aan gemeentes uitgedeel wat nie selfstandig met die bediening kan voortgaan soos ons nie. Dan wens ons vir Jaco de Pre en Fiona Pelser geluk, 2 lidmate van die gemeente wat gister verloof geraak het, met die gebed dat die Here hulle pad met seën sal vul. En dan ook met blydskap uit die NG Kerk Vida Park, Julian de Plooy, wat
by die Gereformeerde Kerk Montana Poort aansluit, saam met sy vrou. En Julian, ons is bly dat ons jou in Christus naam kan verwelkom. Ons meld ook met blydskap dat Suster Magriet van der Walt, wat in die Raslou Hospitaal verpleeg is en waaroor ons baie bekommerd was, dat sy moontlik vandag nog, indien nie al gister nie, ontslaan is, omdat dit met haar regtig baie beter gaan. En broer en suster, voor ek sê wat ons gaan sing voordat ons hier uit mekaar uitgaan, is maar by my nog altyd so, as ek op die preekstoel klim, dan dink ek sien almal, maar ek sien hulle eers so as ek aangaan. En ek het mense spesiaal verwelkom, en toe ek ook nou rustiger raak, het ek vir Susan Fourie raak gesien. My geliefde wyle broeder Ben Fourie, kollega van Kameeldrif se vrou. Susan, is altyd 'n vreugde as jy saam met ons kan aanbid. Gedagtig ook aan die jaar waarin jy jou bevind, dat dit ook Ben se emeritaatjaar sou gewees het. En ook onlangs julle dogtertjie wat oorlede is se datum, Elisma, en weet dat jy altyd hier by ons welkom is. Ons gaan staan en hartlik saam strofe 1 van Psalm 146 sing. En daarna die uitstuurseën van ons Here en ons amenlied, skrifruiming 13:3. Geliefdes, gaan van hier onder die seënende hand van die drie-enige God. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou help en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en gee aan jou sy vrede. Amen.